Filippense, die brief van Filippense. Brief, mense, as iemand 'n brief vir jou gestuur het, wanneer laas het jy 'n brief gekry? Het iemand nog 'n brief? Iewers, wat iemand gestuur het? Steek op. Nogal. Ek praat nie van 'n e-mail, ek praat van 'n brief, wat geskryf is met die hand. My ouma het vir my ma 'n brief geskryf, toe ek 'n baba was. Ek het nog steeds daardie brief. Dis wonderlik. Kan ek hom in die middel van die brief begin lees, en dan besluit, 'n deel van die brief is my oninteressant, ek los dit? Of is dit 'n brief wat bedoel was, met 'n sekere verloop, 'n sekere opbou, ek het 'n sentrale boodskap wat ek wil oordra? Kan tog nie net 'n deeltjie van die brief vat, en dit uitlig, en daarop voortborduur nie. Erger nog, as ek 'n woord uithaal, en net daarop aangaan. Wat gaan dan gebeur? So Paulus skryf 'n brief aan die Filippense. En goed, waar is Filippi? Help my gou. Al die kinders, al die jong mense, julle leer mos van geografie op skool, né? Julle weet nie eens wat geografie is, lyk dit nie. Maar dan kyk my so aan. Waar is Filippi? Toe maar, moenie bekommer, dit is pa maar weet ook. Macedonië. As jy nou wil moeilikheid hê, nee, dan sê jy vir 'n Griek, of liewers vir 'n Macedoniër, hy's 'n Griek. Dan is dit moeilikheid. Want daar is 'n baie skerp onderskeiding tussen hulle wat van Macedonië afkom en hulle wat van Griekeland afkom. So ons praat van die noorde, Macedonië. Filippi, 'n stad wat rondom die 40s voor Christus ontwikkel is. Dit was nogal 'n juweel van 'n stad. Keiser Octavianus. Onthou julle wie dit is? Almal ken hom? Ek sê dit, almal ken hom. Dis Keiser Augustus. Sy ander naam is Octavianus, sy oorspronklike naam is eintlik Keiser Augustus. In 'n sekere sin was Keiser Augustus die een. Ons dink altyd net in terme van verskoning Julius Caesar en so meer. Maar Keiser Augustus was 'n geweldige figuur in die antieke tyd. So met die gevolg is Filippi plek van aftree, 'n plek vir Romeinse offisiere, 'n prominente plek waar hulle kan in hulle ou dag gaan in rus en vrede bly, baie boere en baie oud soldate. So die kwessie van burgerskap, van 'n reg om daar te wees, van regte binne die samelewing is ongelooflik belangrik. Ook al is 'n plek waar daar equality was. Mense was gelyk gesien, almal, en mense het, soos ek sê, regte gehad. So wanneer Paulus vir die gemeente in Filippi skryf, dan sit hy in 'n ander posisie. Ons gaan nou daarby kom. Van Paulus en Timoteus, dienaars van Christus Jesus, aan almal in Filippi wat deur Christus Jesus aan God behoort, met hulle ouderlinge en diakens, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Ek is veral ook daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in julle begin het, dit eindtyd sal voer, en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus weer kom. Dit is ook heeltemal reg dat ek so oor julle dink, omdat julle my na aan die hart lê. Julle deel immers almal saam met my in die genade wat God my gee, sowel in my gevangenskap as in die verdediging van die evangelie en die bevestiging van die waarheid daarvan. God is my getuie. Hy weet hoe ek na julle almal verlang met die liefde van Christus Jesus in my hart. Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees. Deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees tot sy lof en eer. Tot sover lees ons saam.
mag die Here sy woord seën by die verkondiging daarvan. Ek wil begin met 'n beeld, gewone beeld, maar die beeld gaan vra vir verduideliking aan die einde van die preek. Ek hou van 'n boom. Ek hou daarvan om bome te koop, maar ek kan nie te veel koop nie, want waar gaan ek daarmee heen? So ek het baie bome in potte gehad in Nieu-Seeland wat ek nie kon saambring nie. So nou het ek 'n paar boontjies al gekoop hierso, maar ek kies hulle baie versigtig. Ek en Gert het net nou gepraat, want hulle bly op 'n baie mooi plek waar daar baie bome is. So as jy nou 'n boompie het, 'n perskeboom, en ek het 'n vyeboom, en ek het 'n suurlemoenboom, en hulle staan nou almal daarso, by mekaar. So hopelik sal hulle eendag vrugte dra, maar julle kan nou agterkom, daar's 'n paar probleme, want daar's 'n bougainvillea ook, en daar is 'n banksia. Teen hierdie tyd is Louise al baie benoud oor cross-pollination en so meer. So, bome en vrug. En ons sal later weer terugkom na daardie beeld, want daar's 'n rede hoekom ek dit vir julle so vertel het. Van Paulus en Timoteus, dienaars van Christus Jesus. Paulus en Timoteus, gewoonlik sê Paulus, ek wat 'n apostel is, ek praat met julle of ek skryf aan julle. Al die briewe wat hy skryf, het 'n sekere aanhef. Daar is 'n duidelike hoeveelheid inligting wat hy oordra, gewoonlik op 'n manier verdedig hy sy apostelskap, sy posisie van waaruit hy skryf. In hierdie geval gebeur daar 'n baie eienaardige ding. In die sin dat hy praat van homself en van Timoteus. Maar dan gebruik hy 'n ander konsep. Hy gebruik dit normaalweg wanneer hy van homself praat. Maar in hierdie geval is dit hy en Timoteus, dienaars. Douloi, kom van die Griekse woord doulos. Onthou julle die skip doulos in die ou dae? Dis waar die konsep vandaan kom. Dienaar, slaaf. Wat is die konteks? Paulus sit iewers, ons is nie seker waar nie, want die brief, dit hang af hoe jy dit interpreteer, is waarskynlik in die middel van 50s of die begin van die 50er jare na Christus geskryf, aan die gemeente. Hy's nie by hulle nie. Hy sê, I am in chains. Ek is in gevangenskap. So hy skryf aan die gemeente, vanuit 'n toestand van nie vry wees nie. Hy skryf aan 'n gemeente, wat in 'n plek bly, wat uit die aard van die saak 'n simbool is van vryheid en regte. As 'n slaaf kan hy nêrens heen nie. As 'n gevangene kan hy nêrens heen nie. Hy is vasgeketting aan. Die een langs hom, waarskynlik aan 'n Romeinse soldaat. Miskien weerskant, hoe sal ons weet? Dit kan wees dat dit net huisarrest was, maar hy sê dat hy vasgeketting is. Hy's 'n slaaf met geen regte nie. Dis hoe hy dit verduidelik. Maar in hierdie geval gaan dit nie oor die feit dat hy 'n slaaf is of iemand met geen regte binne die Romeinse ryk nie. Hy's 'n slaaf van Jesus Christus. 3 maal kom daardie konsep na vore. Jesus Christus of Christus Jesus. Oorbeklemtoon in 'n sekere sin. Ek is 'n dienaar, maar dit laat nie heeltemal verduidelik. Ek is 'n slaaf. Ek het nie my eie agenda en my eie regte en ek kan nie op my eie, soos ons altyd sê, op my eie mission aangaan nie. Ek en Timoteus, ons is geroep. Ons is in diens. Ons het die alleen mandaat om te doen wat die Here Jesus Christus van ons vra. In daardie gesindheid, nie as 'n apostel noodwendig nie, skryf ek aan julle. Natuurlik word dit veronderstel dat hy apostel is, maar hy skryf van hulle en hy wil van dit oordra. Ek het hierdie gesindheid van 'n dienaar wees. Want dit is 'n belangrike gesindheid vir 'n gemeente waar daar onderlinge en inherente striwelinge is. Maar dit gaan nie primêr daaroor nie, dit gaan oor iets anders. Hy sê vir hulle, ek en Timoteus, saam met, en ek skryf aan julle, almal wat aan God behoort, met hulle ouderlinge en die diakens, episkopos, waarvan die woord biskop vandaan kom, die leiers in die gemeente, skryf aan julle, genade en vrede vir julle. Genade
vrede. Vrede wat te doen het met die volkomenheid van alles wat julle ontvang, omdat het van God afkom, omdat God volkome is, en alles aan God behoort, deur sy genade, gee hy vir julle die volle rykwyte, van elke ding wat julle mag benodig, dis waarvoor ek bid. Onthou, hierdie is 'n gebed. Hy skryf 'n brief, maar die hele tyd kom hierdie konsep van gebed na vore. Elke keer, julle moet gaan kyk hoeveel keer herhaal dit, van elke, of talle, of herhaling. Ek dank God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek met blydskap vir julle almal. Waaraan dink Paulus? Hy's 'n slaaf van Jesus Christus. Maar nou is hy vasgeketting. Maar hy dink aan die gemeente en hy dink aan hulle konteks. Hulle bly in 'n Romeinse stad. Hulle konteks is, en later in die teks in die hoofstuk 1, vers 27, 29 en so meer, dan kom dit na vore, julle moet op 'n sekere manier leef en optree binne julle konteks. Nou dit is van belang vir ons ook vandag. So hier's talle aspekte wat ek wil aanspreek in hierdie gedeelte, of wat die gedeelte eintlik aanspreek wat ek wil belig. Hy sê vir hulle, julle is mense waaroor ek baie bly is, omdat julle van die eerste dag af saamgewerk het aan die evangelie. Nou goed, hulle as gemeente het vir Paulus ondersteun. Hulle het iemand gestuur met geld, met wat ook al ter sprake was, maar middele. En nou skryf hy vir hulle, waar hy in sy omstandighede is, en sê, ek het in oormaat ontvang van julle af. Maar wie is die julle? Die gemeente het vir my voorsien. En ek sê vir julle dankie, dit kan julle later lees in die brief. Ek sê vir julle dankie vir die geskenk wat ek gekry het. In dit getuig dit daarvan dat julle het gegee omdat julle gered is, omdat julle behoort, omdat julle verstaan dat julle verantwoordelikheid het. So dis nie from a distance, detached, no, it's not with detachment, want julle leef binne julle konteks, vers 27 en 29 in daardie omgewing, julle moet versigtig wees binne julle konteks waar julle lewe, hoe julle praat, wat julle doen. Hoeveel keer die afgelope tyd het mense kategoriese uitsprake gemaak. Kyk, ons het gepraat oor Charlie Kirk, ons het gepraat oor Dani Botha, mense gaan tekeer op Facebook, en moenie dink ek gaan nou ietsie byvoeg, asof ek nou die laaste woord het. Vir my gaan dit nie oor die inhoud soseer. Die teks sê, julle leef in 'n sekere konteks. Binne daardie konteks moet julle versigtig wees van hoe julle leef. Dis wat hier ter sprake is. Richard Mouw, 'n bekende teoloog, is hulle ouma. Hy skryf 'n boekie, Uncommon Decency. Ek dink is 'n uitstekende boekie om te lees vir vandag. Hy het hom lankal teruggeskryf, hy het hom herskryf, as ek dit reg verstaan. Ag, baie mense stel nie belang om wat hy te sê nie, want hy propageer 'n tipe van optrede, praat, reaksie, wat dui op 'n dienende gesindheid van liefde. Dit is nie lekker vir mense nie. Hulle hou van 'n man wat sy man kan staan, wat sy slag kan slaan. Baie van ons mense is so. Maar Paulus sê, ek is 'n dienaar. Timotheus is 'n dienaar. En ek lewe in 'n konteks. En ek moet versigtig wees hoe ek praat. Ons het daai teks nie gelees nie, ons julle kan dit gaan lees. Maar as ek aan julle dink, dank ek God, want hy het in julle bewerkstellig dat julle op 'n sekere manier saam met my gestry het aan die evangelie. Later gebruik hy die konsepte van ter verdediging, die apologia, die verdediging van die evangelie. So in 'n sekere sin het die evangelie verkondiging te doen daarmee om te verdedig, om al ewig
die teendeel te probeer verduidelik, julle het dit nie reg nie, julle verstaan nie, maar ook om dit te verkondig, om dit uit te dra. So daar's twee aspekte aan verbonde. Wanneer ons preek, wanneer julle die evangelie verkondig, dan is daar 'n element van om te verdedig en om uit te dra. Paulus sê vir die gemeente, julle was van die begin af mense wat saam met my die wa getrek het. Julle was nie net mense wat een kant net ietsie gestuur het. Dit is baie belangrik dat ons dit sal verstaan vanuit die hele brief af. Julle gaan ook nou agterkom, ek verwys na ander gedeeltes in die brief ook. Ons kan nie die hele brief lees vanoggend nie, ons sou kon, maar dit sou net baie tyd gevat het. So ek antisipeer, julle sal na die tyd weer deur dit lees, dan gaan die woorde terugkom na julle toe. Nou sê hy, ek dank God. Ek is bly, want God het in julle begin. God het in julle gemeente, hierdie gemeente, ons kan dit van toepassing maak op ons, hy het in ons begin werk, en dit het na vore gekom, soos wat het by hulle na vore gekom het, in 'n vasstaan in die evangelie binne hulle konteks. Maar die manier van vasstaan binne hulle konteks, ook daar het dit gewys dat hulle aan Jesus Christus behoort, dat hulle sy styl het, dat hulle sy maniere het, dat hulle hom naboots. Kan ek vir julle oor nabootsing ietsie sê? Het julle al mense gekopiecat? Is dit sleg om iemand te copycat? Om iemand na te boots? Kyk, in die army het ons dit gesien. Dit is eintlik erg gewees. Dat jy troep, nou gaan word hy kopraal. Na so 'n tydjie, dan praat hy net so sy kopraal. There I say, hy vloek net so sy eie kopraal. Nou, weet wie jou kopraal is, want jy is besig om hom na te boots. Wanneer dit 'n jong luitenant is, dan sê ons van, kry vir jou 'n senior offisier wat jy kan naboots. Die profiel, die manier, die manierismes, jy sien dit later, hy is 'n klein een van daai een. En jy jou oupa nageboots, gaan hulle van jou sê, jy is 'n chip of the old block, hy aard, dan sy oupa grootjie, net so bevoeterd soos hy. Het julle dit al gehoor? Hoekom het ek al hierdie goed gehoor en julle niks? My lewe lang het ek al baie sulke dinge gehoor. Ja, ons moet naboots en navolg. Dit gaan nie net oor, ons kry 'n waarheid en dan hardloop ek met daardie waarheid nie. Dit gaan ook hoe ek dinge doen. In hierdie geval, hy sê ek dank God, hy het in julle begin werk. En hoe het hy daai werk? Wat het tot gevolg gehad van daai werk? Julle het begin staan in die evangelie, julle het begin saamtrek in die evangelie, julle is gered uit genade alleen, het julle tot geloof gekom. So kan ek vir julle vertroosting gee. Mense, moenie vergeet nie, dat die lewende God het in elkeen van julle al lankal begin werk. Van kleins af. En as jy 'n kind is, kan ek vir jou sê, jy gaan dit nie mooi verstaan nie. Baie keer dink ek terug aan my kinderjare, en julle, dink julle nie terug? Dan kan julle die patroon sien van hoe God dinge bestuur het, omstandighede, gebeure, mense oor jou pad. Hy het in jou lewe geïnvesteer. Hy het begin. Hy sal dit einduit volvoer. Moet in hemelsnaam nie op 'n punt kom om te dink, maar ek kan alles perfek doen. En ek kan dit tot 'n einde bring. En ek kan 'n vlak bereik nie. Jy gaan jouself moedeloos maak. Jy gaan jouself die hele tyd onder soveel druk sit. Luister mooi, ek sê nie daarmee dat jy nie hart en siel moet ingaan in dit alles nie. Dat jy nie hart en siel 'n Christen moet wees nie. Ek het dit nie eenkondig gesê nie. Jy doen dit nie uit jou eie krag nie. Ek kan dit nie uit my eie krag doen. Maar die Satan is lief daarvoor om vir jou te wys waar jy tekort skiet, nee. Gedurig, Here, op my knieë kry ek die wysheid. U het in my begin, soos in die gemeente het u begin, met ander mense in die gemeente het u begin en u loop 'n pad saam met ons. Hy sê, in my gevangenskap, en in my verdediging van die evangelie, en in die bevestiging van die waarheid daarvan, het julle my bygestaan. En nou verlang ek na julle.
Die woorde wat hy gebruik is ongelooflik interessant, want dit het te doen met 'n diepe emosie. Dit het te doen met sy ingewande is in beroering as hy in die gemeente dink. Hy is nie net besig om dankie te sê nie, hy is nie besig om vir hulle te soft soap of voor te berei vir 'n volgende geskenk of 'n volgende bydra nie. Kyk, dit het ons op ons nou al gesien, hè. Dat sendelinge kom baie keer, nie almal nie, maar daar was al sit. En dan skimp hulle verskriklik vir baie dinge. En hulle vertel vir hoe wonderlik hierdie gemeente is. Want hulle het 'n plan. Dis nie wat hier ter sprake is nie. Hy dank God. Hy dank God vir die werk wat God in hulle begin het. Vir dit wat God sal volvoer. Dan sê hy vir hulle, ook bid ek, dat julle liefde al hoe meer sal toeneem. Here, gee my liefde. Here, gee ons liefde. Dis wat hy bid. Hy sê, ek bid dat julle liefde sal toeneem. Wat doen ons? Ons gaan 'n stapie verder. Ons kyk, daar staan met begrip en fyn aanvoeling. Dit is van my gunsteling teks in die Bybel, is hierdie gedeelte. Want dit gaan oor die discernment. Het gaan oor die onderskeidingsvermoë. To discern what is really important. Maar jy kan dit nie losmaak van die liefde nie. Want dis alles afgestem daarop om in liefde te leef, om in liefde op te tree. Wat beteken dit? Wat is, nou raak het nog meer ingewikkeld, kan mense vir my sê. Liefde beteken in hierdie konteks om op te tree soos Christus opgetree het. Net in die volgende gedeelte in Filippense 2 het ons daar die pragtige gedeelte van hoe hy homself prysgegee het, hoe hy homself as 'n slaaf gesien het om te doen wat sy Vader wil. Sien julle die prentjie? So as ons praat van liefde, praat ons van liefde vir God. Ons praat van om te doen soos Christus, om te leef soos Christus, met die gesindheid van Christus, met die inhoud van Christus, van dit wat vir hom belangrik is. So dis die vraag wat jy elke dag vir jouself afvra in gebed. Wat wil Christus? Ek is 'n slaaf van Christus se begeertes. Ek is 'n slaaf van Christus se opdrag en sy opdragte. Ek is gebonde aan. Ek het geen regte nie, al leef ek in Australië met talle regte, sien ek myself in terme van, ek is volledig ondergeskik aan my eienaar, aan die een aan wie ek behoort. Daar dink ek in terme van liefde. Liefde teenoor God, die agape liefde, die seremoniële liefde, die liefde wat te doen het daarmee dat daar ruimte geskep word vir ander mense. G.K. Chesterton het 'n interessante ding gesê oor hierdie konsep. Hy het gesê dat love is not blind, but love bound. Love is not blind. Paulus verstaan alles wat dan gaan. But love bound. Dit beteken, dit verbind jou en dit bind jou. Ons word geroep en ons het 'n opdrag om lief te hê. So wat beteken dit? Dit beteken dat ek moet gaan dink, bid, ek moet vra vir begrip en fyn aanvoeling wat van God afkom. Dieselfde konsep kom ter sprake by talle Ou Testamentiese gedeeltes, spesifiek uit Prediker. Maar interessant genoeg, wanneer dit in 1 Konings 3 en spesifiek in 1 Konings 4 ter sprake kom, dan gaan dit oor Salomo se wysheid. Dan sê God vir hom, omdat jy nie gevra het, interessant, daar's 3 goed. Omdat jy nie gevra het vir, kan jy onthou, die eerste ding, jy het nie gevra vir 'n lang lewe nie. Tweedens het jy nie gevra vir rykdom. Derdens het jy nie gevra vir die dood van jou vyande nie. Ek wil dit nogal vir party mense net aan herinner.
Maar omdat jy gevra het vir wysheid, selfe konsep, die onderskeiding. God het vir hom die onderskeiding gegee, die onderskeidingsvermoë. The discernment is wide as the sand. Op die strand, op die beach. As jy nou weer op die strand gaan stap, jy moet gaan dink aan die wydheid van die onderskeidingsvermoë wat hy gekry het. Ek wonder baie keer hoe dinge so verkeerd geloop. Dis waarvoor ek in die bid. Here, gee my die onderskeidingsvermoë, die vermoë om te kan dink in terme van met my volle faculties te kan dink, maar meer as dit, the moral faculties. Dit is twee konsepte, dit meer as net verstand. Here, gee my die wysheid en die insig, à la Wordsworth, wanneer ek op my knieë is ek naby die wysheid. Baie nader aan die wysheid, as wanneer ek dink ek verstaan, en wanneer ek my gedagtes 'n voëlvlug gee. Here, leer my om lief te hê. Here, leer my met onderskeiding wat om te doen om lief te hê. Om U lief te hê, om U te dien. Paulus verduidelik dit so, hy het die goeie werk in my begin, maar nou, hy sê dit so pragtig in die volgende paar hoofstukke. Hy sê in verse 12 en 13, ek dink van die volgende hoofstuk, sê hy, werk julle verlossing uit met vrees en bewe. En net in die volgende vers is daar 'n kwalifikasie. Want is God wat dit in jou bewerk. Dis God wat dit vir jou gee. Moet vergeen om ek dink dat ek en jy op ons eie bene staan. On a self-made man in religion. Dis die grootste nonsens onder die son. Maar party mense praat so, as ek so luister. Dis God wat dit vir jou gee deur sy genade. Hy begin die werk, hy volvoer die werk. Want jy is hart en siel daarbey betrokke, jy span jouself in. Paulus sê, ek strek my uit, soos in 'n wedloop, tipies in die Romeinse tyd. Dit is wat hier ter sprake is. Hart en siel, bid ek vir onderskeidingsvermoë. Doen ek wat ek behoort te doen, wat ek kan doen, wetende dat dit gedra word, dat dit gerig word, dat dit gevoed word deur die genade van Jesus Christus. Omdat ek gered is hy besig met my. So ek is die hele tyd besig om te ontwikkel, die hele tyd besig om te groei. Dan sal julle op die dag van Christus, wat Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees. Dis die bedoeling, dis die droom, dis die uiteinde. Wanneer ons met hierdie dinge besig is, daar sê Paulus vir die gemeente, wanneer ons met hierdie dinge besig is, het ons 'n verstaan van waarheen ons op pad is. Ek strek my uit na wat? Na die dag wat Jesus weer kom. Op daardie dag sal ek en julle sonder blaam wees. Sal ons die tekens dra, die vrugte dra van die werk wat Jesus in ons bewerkstellig het. Die optrede. Weer eens net ter herinnering, wat se optrede? Julle het optrede van liefde gehad. Julle het vasgestaan in die evangelie. Julle het ondersteun. Julle het bemoedig. Julle het 'n geskenk gestuur. Julle het die evangelie verkondig. Maar hy sê dit ook teen die agtergrond van Euodia en Syntyche, twee van die leiersfigure in die kerk. Twee vroue van kardinale belang dat hulle die boodskap sal kry. Dis hoekom hy begin. Dit sê die kommentatore. Doeloi. Dis wie ons is, ek en Timoteus. Ons is slawe van Christus. Jy kan nie toelaat in die gemeente dat daar daardie verskeurdheid kom. Hierdie twee vrouens mis die punt as sleutelfigure, anders hoekom word hulle name genoem, en duidelik is hulle medewerkers. Dit word gestel. So in 'n gemeente is die gesindheid die van om saam te werk, medewerkers te wees en om dit in nederigheid te doen. Altyd kyk na Christus, kyk na mekaar. Richard Mouw haal vir Calvin aan. Hy sê, when you look at other people. Ek het gedink dit was nogal baie goed. Ek kan nie onthou waar die institusie dit staan nie. Hy sê, Calvin het geskryf, ek gaan dit in Engels vertaal, hy sê, when you look at other people, you have to look first to your own tekortkominge, jou eie sondige aard, voordat jy te maklik na iemand anders kyk, kyk eers na jouself, and then look at the humanity
in the other person. Ons almal is maar net mense, net. Dit is nie 'n verskoning nie. Maar ons dink baie keer ons is baie belangriker as wat ons is. Begin by die dominee. Dan sê hy, ons is die slawe van Christus. Euodians en Tychicus, julle is die slawe van Christus. Die leiers in die gemeente is die slawe van Christus. Maar hierso sê, dankie, God het in julle bewerkstellig, hy begin met die werk, hy sal dit volvoer met dade en optrede van liefde wat julle toenemend sal openbaar. Maar julle moet gestempel wees in Christus van hoe Christus geleef het. Dan uiteindelik, daardie dag, wanneer Christus weer kom, dan sal dit hoe wees. En nou is dit vir die storie van die boompies. Jy sien, ons is so, in 'n sekere sin geprogrammeer, om individualisties te dink. Wanneer hy hier praat, van dat Christus weer kom, dan praat hy van die vrug, wat sal na vore kom, dit sal daardie dag wys, blaamloos, onberispelik, sonder blaam. So sien die gemeente eerder as 'n boord. Kom ons dink in terme van 'n metafoor. Die gemeente is 'n boord. As ek na julle kyk, ons is almal bome wat vrug dra. Nou gaan jy vir jouself sê, party mense sal sê, maar hierdie 'n boompie, hy's kaal. Dis daai van jou boom, waar die Here te vergeefs die vrugte soek. Baie mense vertrek van 'n skuldgevoel, van dat hulle tekort skiet. Sommiges, maar nie baie nie, sal gewoonlik sê, ja nee, ek kan vir jou sê, hier's 'n paar kaal bome in hierdie plek. Ek hoop nie, as baie sulke mense. Die meeste van ons sal waarskynlik sê, Here, die oes hierdie jaar was nie so goed nie. Maar ek het volle vertroue en verwagting dat U in my sal bewerkstellig, in ons sal bewerkstellig, want dit gaan oor ons. Die hele brief gaan oor 'n gemeente. Ons interpreteer dit baie keer as die individu. Die individu is betrokke en ter sprake, maar dit gaan oor die gemeente. Ons almal saam is besig om die evangelie te dra, te verkondig, te verdedig. Ons almal saam is besig om saam te werk, saam te leef. As slawe, meervoud. Ons almal behoort aan Christus. Ons almal se doel is om Christus se wil te soek en te doen. Daarom moet die gemeente 'n sekere tipe vrug dra. Jy kan nie daai tipe vrug wil dra omdat jy dit pas nie. Jy is aan Christus ingeënt. So ek dink vir ons, dit het my gehelp, toe ek begin dink het in terme van 'n gemeente as 'n boord, as bome. Daar is geweldige potensiaal, daar is geweldige groei, maar daar is moontlikheid vir nog baie meer groei. Maar daar is cross-pollination, daar is ander invloede, daar is optredes wat nie getuig van Christus nie. So hoe gaan die vrug lyk wanneer Christus weer kom? Paulus bid en sê, ek bid dat die gemeente heilig, onberispelijk, sonder blaam sal wees. Vrugte van die geregtigheid. Nou daar die woord, nee, wat beteken dit? Is dit die vrugte wat vanuit die geregtigheid gebore is, die geregtigheid wat ons kry deur Jesus Christus, of het dit te doen met die vrugte wat toon van geregtigheid, wat wys hoe lyk regverdigheid, reg, goedheid, liefdevol. So dit is die vraag wat kommentatore mee besig is. Meeste mense kies vir die tweede. Natuurlik is ons gebore uit die geregtigheid van Christus. The righteousness of Christ redeemed us. But now we are producing the fruit as a congregation. And likewise, as if the way they produced it, by giving a gift to Paul, by standing up, by living in their context, by proclaiming, by defending the gospel, those are the fruits that are typical
of belonging to Jesus Christ. So daarom maak ons 'n studie van Jesus Christus se lewe. Bid ek vir onderskeiding. Hoe kan ek meer lief hê? Here, wys my nuances. Show me the deeper truths, the better ways, the even better ways. As ek dit gedoen het, I want to do even more. Go beyond. Jy moet dan onthou, die ons kyk saam op na Christus. Van die oomblik as ons afkyk na mekaar, is daar 'n probleem. Ons dien Christus met die beste, omdat hy ons daartoe in staat stel, omdat hy dit ons begin het, en daarom bid ek, Here, gee my die wysheid om dit te doen, en wat om te doen, en hoe om dit te doen. Amen, mag dit so wees.